Ja. Rondskuif. Ja, maar ek dink ook jou stem carry nogal redelik. Jy het 'n redelike ek weet nie wat nie meer dit maar 'n redelike diep en maar vol stem. Jy weet as ek luister na hoe dit op die headphones klink wanneer jy praat, is dit vir my bietjie duideliker as wanneer Armando praat. Ja, maar ek praat ook soos 'n fucking binnemond. So ek moet Dis alright, ons gaan nou. Okay. So ek het 'n vraag. En dat julle het dit klaar al geantwoord considering die onderwerp wat ons gekies het. Maar my vraag sou gewees het as ek vir jou sê wat is kuns? Wat is die eerste kunsding wat in jou kop oppop? Visually die eerste ding waaraan ek dink. Ja, soos die ding wat jy immediately aan dink as jy nou dink aan soos 'n creative outlet kuns. Soos wat is die eerste ding wat jy aan dink? Yes. Maar dis is soos broad spectrum. Ek neem aan dit soos die most generic ding is, weet, paintings, soos Mona Lisa. Kuns. Dit is wat dit vir my. Ja, it's a visual. As dit kom by visuals dink ek vir my is dit iets so Salvador Dali so goed. Ek like nogal Dali se kuns. Ek weet nie of jy nee, ek ken dit glad. Dit is al vergins en checkie bietjie die goed wat hy geverf het en goed oorlosies. Dit lyk soos goed wat mense tipies sou droom. Jy weet dit is okay. Ja, weird stuff maar pretty cool. Maar ja, ek dink vir my weet ek omdat ek musiek maak of meer gemaak het toe ek jonger was en goed, ek dink dis vir as dit kom by kuns sien ek meer musiek as a way of expression as wat dit iets visual kuns is. Nie dat ek iets wegvat van visual kuns nie, maar ek het nie nog nooit visual kuns gedoen nie. Ja. Jy weet so as vir iets waaraan ek meer relate is musiek vir my 'n sterker vorm van expression persoonlik. Ja, maar ek ben dis nou die ding wat vir my interessant is daarvan is dit soos kuns is subjektief, maar dit is ook soos vir almal is kuns iets anders. Soos vir my is dit 'n heavy broad. Ek sien dit as musiek, ek sien dit as soos skryfwerk, ek sien dit as getekende goed soos die show and tell wat ek gebring het. Maar dit is ook games, weet, soos om 'n game soos Elden Ring te maak of Red Dead Redemption 2 of wat ook al soos, dis 'n massive creative undertaking, want daar moet 'n storie geskryf word, daar moet dialogue geskryf word, daar moet soos 'n idee hê van hoe jy wil hê dit moet lyk in die game, en dit moet alles vooraf uitgeteken word, en dan staan nog soos video ook, of animation stuff. En is soos, ek het vir Wayne al vertel daarvan, maar daar's so 'n animated Adult Swim show wat ek kyk, of gekyk het. Primal. Ek het 'n paar episodes al gekyk van dit. Dis pretty cool, man. Dis crazy. Dis soos dis die Neanderthal wat chommies maak met 'n T-Rex, maar uit soos 'n very terrible experience. Dis soos in die eerste episode is al so 'n traumatiese ding wat gebeur, wat hulle twee dan by mekaar bring en hulle twee aan mekaar bind, en dan hoe hulle nou maatjies is 'n human en 'n T-Rex. Ja, dis nogal pretty cool. Ek het nog nie die hele ding gekyk nie. Dit gee jou soos immediately die gevoel van hoe dit sou voel as die belangrikste ding vir jou, en dit is die ding waaraan jy die hele tyd moet dink, is net survival. Soos om net te oorleef is jou, jy word wakker met dit, jy gaan slaap met dit. Al die goed tussenin
is ekstra. Waar ons lewe nou, soos hoe baie dink jy rarig oor survival. Soos wanneer jy nie jou rekeninge kan betaal nie. Dis jou survival nou. Maar en die ding wat daai ding so interessant maak, in terme van wat dit vir my kuns maak, is, daar's niks dialoog nie. Die hele show word daar geen... Daar's niks verbal. Want is 'n Neanderthal. Hy het nie spoken dialogue nie, en is 'n T-Rex. Hulle is soos graal en grant en stuff vir mekaar, en dis weer toe jy na ruk begin soos... Verstaan wat hulle sê. Want dit was op voice actors wat dit gedoen het. Jy kan soos behind the scenes stuff van kyk, van die ou wat soos Spear se stem doen, of die ou wat... Fang se stem doen. Yes. Maar na 'n ruk begin jy soos, jy kan hoor wanneer hulle kwaad is en wanneer hulle mekaar. Die emosie word goed uitgebeeld. Die dink ek onsself soos, dis een ding om dialoog te moet gaan skryf, maar is soos, nou moet jy vir daai voice actor dialoog skryf wat nie dialoog is nie, maar vir hom nog steeds emosie moet kan uitbeeld. Hier gaan jy nog steeds emosie moet kan wys, en dis waar die en dis dan waar ek eintlik wil uitkom vir my, is die ultimate form of expression in kuns is journals en sketchbooks. Want dit is waar baie mense maak nie saak wat dit is wat hulle gaan maak nie, dis waar dit begin. Soos die eerste idee, die eerste thumbnail, of wat ook al dit is, kom uit sketchbook. Ja, het soos wat jy gesê het ook, net nou, jy weet, dat het is subjective. Jy weet, een van die goed wat ek voel, wat kuns waarde gee, is die longevity daarvan. Jy weet, as... dat het deur jare kan gaan, en nog steeds selfs wanneer, exactly. So Salvador Dali is al lang al dood, maar mense check nog steeds sy kuns, en mense leer nog steeds. Ja, en architectural, as jy kyk na architectural art, en die goed wat die Romans gebou het, as jy nou nog steeds gaan kyk na daai geboue, of jy weet, of die pyramids, of wat ek al, nie laat ek dink die Egiptenare dit gebou het nie, maar maar as jy na so tipe iets kyk, hoe oud is daai goed, en jy weet, mense staar nog steeds in na dit. Ja, en soos wat jy nou gesê het, vir jou is dit musiek, en om nou, soos Rogan het nou onlangs, het hy baie into Nirvana begin raak. So hy het 'n paar bands wat nou al vir hom cool is, maar wat vir my nou cool is om te sien hoe hy al hierdie goed vir die eerste keer kan experience. Want dit was soos hy lewe ook in 'n ander tyd. Ek het kind was, as ek soos Nirvana, al wat ek van Nirvana geweet het, was die tape gewees wat ek gehad het, en die klein fucking leaflet insert wat saam met die tape gekom het. O ja, die tape shit moes as 'n ding gehad wat jy kan oopmaak, met lyrics en stuff. Een foto van die band maybe gewees, en dis al wat ek geweet het. En die raai daar iewers geplak in. Later is dit soos, as ek genoeg sakgeld kon by mekaar skraap, dan het ek so CNA toe gegaan, en dan het ek by die imported magazines, vir my soos Circus magazine gekoop, omdat Marilyn Manson op die cover is. En dan is daai een artikel oor hom, is soos al die informasie wat ek het, buiten die... Want access na informasie was net baie limited, maar nou, voor die dag van die internet. Soos, ons was, toe ons in Hong Kong was, toe sit hy, ons het gesit in 'n board game gespeel, wat hy nie was saamspeel nie, en ons sê toe vir my, okay, hierso is die remote, kies jy vir ons musiek wat we speel, terwyl... Rogan, en hy kom toe nou by Teen Spirit van Nirvana uit, want ek dink hy begin by Red Hot Chili Peppers, en obviously YouTube Gaijin, en ons maar so half. En hy is toe so, papa het al van hierdie band gehoor. Papa het al gehoor van hierdie band. Ek het al van die band gehoor. En toe nou die dag, nou ry ons soos in die kar ry, my al gevra om die album te download op my phone, toe ons die kar ry, dan sê soos, okay, ek wil nou Nirvana luister. En hy ken ook soos,
hy ken die liedjie In Bloom, hy weet watter een dit is, hy kan hom soos sing en neer en stuff, en hy weet watter een is Lithium en al daai goed. En toe nou die dag, toe kyk ons Rick Beato, of ek het 'n Rick Beato video gekyk op YouTube, en hy kom sit langs my, en toe die video verby is, toe kom daar 'n thumbnail op van Rick Beato wat praat oor hoekom Kurt Cobain se melodies so amazing impactvol is. En ek sê toe vir Rogan, weet jy wie's daai? En hy is dus ja, ek sê, dis Kurt Cobain, dis die ou wat sing in Nirvana. Yes man, en toe sê hy, soos rabbit hole. Ja. Toe gaan hy my al hierdie vrae oor Kurt en bla bla bla, en toe sê ek vir hom, okay, cool, ek wil nou vir jou. Daar's great documentaries ook op YouTube en goed oor Kurt se lewe. Wat kind of semi-child-friendly kan wees, so hy kan dit is so cool om hom nou te kan sien, want hy het access tot al hierdie goed, weet. En hy het nog meer, omdat sy pa so fucking dork is, vir Kurt Cobain, Nirvana en die musiek en alles. So ek het hierdie boek, Kurt Cobain Journals. So ek sê te kom check hierdie. En nou wys ek hom. Hy het nie geweet jy het dit nie. Nee, ek het soos 'n biography ook van Kurt Cobain en dan het ek nou hierdie. Sy pa is in Nirvana dork. Dit is the next level, net. Check hierdie shit. Maar dis soos ek van praat is, hierdie is letterlik soos scans uit sy notaboeke en stuff uit. Hectic. En dis 'n redelike solid boek, né? Ja, hierdie is een van my most prized possessions. Ek het hom gekoop toe ek in Londen was. Ek dink ek was soos 20 of 19 of 20 jaar oud gewees toe ek hom gekry het. Ek dog gesê jy wat hier opgeskribbel het. Nee, dit is actually cover. Hierdie is nou soos het hulle bygesit, maar as jy hierdie wegvat, daar is presies hoe die cover van een van die notebooks actually gelyk het. Wow. Yes, en ek neem aan, dis pretty cool. Dit raak nogal messy ook partykeer seker. Ja, daar's baie soos donker en weird stuff ook, want die ander ding van journals en sketchbooks is, die idee moet eintlik nie wees dat jy dit ooit vir enigiemand anders gaan wys nie. Exactly. Die idee is letterlik net om soos jou idees, jou gedagtes en al daai stuff net neer te skryf en uit te kry. Ja. En dis 'n brein dan. Dit dan weg te bære sodat jy nou deal met die stuff. Ek weet dit was ek dink dit was dis 'n coping mechanism. Ek wil een of ander creative project van my eie begin en dan sê ek soos maar waar begin ek? Die antwoord is altyd in een van my notebooks of goed en gaan terug en gaan kyk wat ek daarin kry en dan sê ek so, ek het vergeet ek dink ek sal hierdie een wil begin. Sorry Armando, weet jy wat is crazy? Dit lyk of sy handwriting baie vary ook, hè? Ja. Sy handwriting is nie, want hy skryf die hele tyd met verskillende goed, soos hy partykeer skryf met 'n full-on Sharpie, Cokie. Ja, want ek sien van dit is bietjie dikker en dan van die kan jy sien hy is besig met 'n pen. Maar checks is hierdie, jy weet, as jy kyk hoe daai lyk, né? Daai lyk soos meer van die common goed, maar check hierdie een lyk amper soos 'n italic tipe vibe. Sien jy, dis 'n ander handwriting, hè? Maar ek dink byvoorbeeld in hierdie goed daar's ek dink in handwriting is dit ook so emosie, dis waar jy is, sit ek op 'n bus of sit ek op 'n park. Wel dis wanneer mense vir my sê dat ek kan nie teken dan sê ek so maar jy teken elke dag. Letterlik. Dis is nie ek doen nie. As ek sê jy skryf doen jy nie. Ja, maar ek moet sê ek skryf my nou. Ek het net nou 'n paar vrae neergeskryf. Ek sê dit voel actually weird om met 'n pen te skryf. Want die ding is ook dit is soveel stadiger as om te tik. Ja, sien, maar ek doen dit nou baie aspres, want deliberately. Ek het my vrou dink ek is mal want ek het soos sy weet is mal doen. 4 of 5 verskillende fountain pens, jy weet. Ja. Net omdat ek skryf en ek hou van die actual ink deel van die gevoel van die pen op die papier. Ja, daar's 'n ander tipe feedback wat jy kry en ek het nou vir Rogan soos 'n 10de verjaarsdag ek sy eerste fountain pen vir hom gekoop en hy het soos 'n notebook gekry. Want toe hy nou hierdie sien, soos toe kom hy op die
daar's lyrics en stuff en alles is hier. Ja, ek het gesien. Bloom se lyrics. Ek het hom gesien. Ek het hom actually gesien. Soos byvoorbeeld hulle pryse, ek kan nou kyk dat waar uitwerk so $15 per uur, soveel tracks. So dis net so, want dis net nou ewensklik die business side of en dit is soos dit is vir my die ultimate form of art, want dit is nie perfek nie, dit is soos net die raw. En check die longevity in dit. Jy weet ons sit die jare after the fact en kyk nou die goed en is wow, check hierdie stuff. Wat ek nou soos ek het op 'n stadium dat ek obsessed geraak met Harry Voliter se story. So hy is die ou wat hy as jy na Skakuza toe gaan in die wildtuin, is daar 'n leeuvel met 'n mes teen die muur op in een van die geboue. En hy was een van die eerste rangers gewees van die Kruger Park. Nou voordat dit nog die Kruger Park was hy een van die ouens wat voor offenses was en stuff. Hy op sy perd en hy het soos 2 handlangers, soos hulle dit genoem het, saam met hom gehad en dan 'n donkie maybe. En dan mission hy net daar in die hoof of in die laafveld en die bosveld rond, weet, en ons olifante en leeu's en alles. En hy het daai leeu het hy doodgesteek met sy mes. Want hy Hierdie Voliter uitklink na so hierdie ou in die MMA kry. Hulle was op soek na water gewees. En hulle kon nie water kry vir so 'n paar dae nie. En hy sê toe nou vir die twee ouens wat hy saam met hom het, hy sê vir hulle nou dit het so begin skemer word. Hy gaan vooruitry na die volgende watergat toe wat hy nou weet daar is om te gaan kyk of daar water is. So hulle moet hom nou maar net, jy weet, hulle weet waar dit is, maar hulle wil nou maar saam met die donkie stap of wat ook al, hy gaan so lank ry met sy perd. En toe terwyl hy op pad is soen toe hoor hy iets, terwyl hy ry met sy perd, hoor hy iets in die gras, en die volgende oomblik toe spring 'n leeu hom van sy perd af. Soos 'n mannetjie leeu. En toe staan nou heavy baie soos confusion en die perd obviously hardloop in 'n rigting en daar's toe nog 'n leeu wat nou agter die perd aangaan. Ja, hulle wou teen in die perd actually. Ja, dit was 'n main prize, Ja, maar toe hy nou soos aan die einde van die geskaffel, toe het die een leeu hom nou soos aan sy skouer, sy regter skouer beet. Of sy linker skouer, ek kan dit aan nie. En hy is besig om te loop, hy sleep hom so saam met hom. En hy, soos die leeu nou so loop, hang hy essentially tussen die leeu se pote. En toe hy nou soos bykom en besef wat besig is om te gebeur, toe voel hy sy mes op sy heup. En hy vat toe die mes en toe steek hy die leeu. Is ek in die belly of in hy het soos gegaan vir die in die hartsteel. Dit is so mesiekie. Dis nie 'n groot ding. Die odds dat jy daai hart gaan raak sê of 'n vital organ is low. Hy het hom soos daar gesteek en toe hom in die gesig ook weer gesteek en toe los die leeu nou. Maar obviously toe bloei hy baie, die leeu hardloop toe nou. Toe kom sy staffies ook daar aan. En die staffie jaag toe nou die leeu. Al die staffie, en hy Jock of the Bushveld. En hy weet toe nou die leeu's gaan terugkom eventually, want die staffie gaan nie hou vir ewig teen die leeu nie. So of die leeu's nie. So hy begin toe nou in 'n boom inklim en hy vat toe sy belt en maak homself vas aan 'n tak, want hy weet toe nou hy gaan uitpaas, want hy is besig om baie bloed te verloor en stuff. En toe het die leeu teruggekom en so 'n paar keer probeer in die bome inkom, maar dan die staffie elke keer apparently nou soos geïntervene en dan jaag die leeu nou weer die staffie vir 'n end en dan totdat die twee saam met hom was daar aangekom het en toe het hulle nou soos hulle het die een leeu doodgemaak en die ander een weggejaag. Wow. Maar anyway, die rede hoekom ons al hierdie details weet is want die bra het 'n journal by hom gedra en hy het dit alles neergeskryf en gerekord en stuff. En toe het hulle hom teruggesleep na Louis Trichardt toe, dat het soos 4 dae gevat om daar uit te kom of iets, en toe was hy soos
4 maande in die hospitaal gewees, maar hy het nou oorleef op die ou. Seker van 'n stretcher gebou wat hulle op die donkies gehak het. Ja, ietsie, ja. So ek dink ook net altyd so, ek het nou die Diaries of Harry Voluter gelees wat soos 'n gepubliseerde weergawe van wat in die joernale was, maar dan dink ek altyd myself soos hoe cool sal dit wees om daai actual notaboeke te kan sien en soos wat die ou by hom gehad het toe die ja, nee, maar ek dink die kans dat jy ooit sal access kry na daai goed toe is redelik skraal. En dan het ek nou soos hierdie is my nuwe prized possession, ek het hom net hierdie week gekry. So Bitter Comics is een van Suid-Afrika se eerste subversive, sou ek sê, comic books gewees, maar dit was in Afrikaans. Okay. En dit is deur 2 ouens, Anton Kannemeyer en Konrad Botus. En dit, hulle het al verder as net dit gegaan, dus Bitter Comics is ook baie populair in Frankryk, want in Frankryk is comics heeltemal, dit kry baie meer respect en stuff as wat doen in enige ander plek in die wêreld. Ek het dit nie geweet. Vir een of ander rede. Dis interessant. Soos Tintin wat van, dis hoekom dit popular, dit was nie so populair gewees en totdat dit in Frankryk aangekom het, en toe word dit soos Of wie sou ouens wat die satire comics geskryf het en toe kom die Al-Qaeda ouens en Charlie Hebdo. Ja, maar dit is sulke Franse ding, ja. Of 'n Franse collective. Ja, hulle die Prophet Mohammed gedepict. Okay. En dit is, jy weet, teen Islamic beliefs en 2012 en hulle praat in die boek hulle, want daar's 'n interview ook met Anton en Konrad in die boek. Maar kom maar ja, terroriste in die plekke en skiet Niles is klomp mense. 12 20 of so. Ja, net omdat hulle soos om depicted. Ja, dit is apparently nie allowed nie. Ja, so hierdie is nou 'n collection van hulle 2, want hulle het oor die jare, ek dink daar's al 19 Bitter Comics gerelease. En die eerste een het uitgekom in soos 1992. Is dit 'n annual ding of? Nee, dis soos baie sporadies. Okay. Hulle kry seker al die content bymekaar tot hulle dink hulle het genoeg vir 'n publication en dan sit hulle dit bymekaar in 'n bundel. Yes, exactly. En dan, so hierdie is nou die nuutste een en check, myne is geteken deur Val. Dis baie cool. Nice, ek sien. Dis 'n first edition. Dis baie cool. Wat geteken is. Wow, daar is actually ink op die papier daai. Ja, jy kan dit soos voel. Ja, dis ek het daar aangevat om seker te maak en dit is nie geprint nie. Ja, en dan sit nou soos wat dit is hierdie is letterlik 'n collection van al hulle sketchbooks. Wow. En journals, so selected pages nou obviously. Ja, maar die goed hierin is nie net comics nie. Ek kan check hoe lyk hierdie line art goed en daar's self-portraits, daar's comics, daar's net drawings, daar's goed wat eventually paintings geword het. Check hierdie ek. Wow. In die kombuis. Ek wonder wat daar in die kombuis gebeur. Ja, dis soos 'n ding wat ek geteken het van 'n foto af wat in 'n Loslyf magazine was. Okay. So dit was nie in sy kombuis nie. Yes, dit is. Dit was definitief op nie net jou gewone opmaak. Ja, nee, verseker. Ek dink mense wat so artisties is en goed, vat maar van tyd tot tyd 'n ietsie sterker as Ouros. Maar ek dink baie keer om in hierdie mense se brein te wees. Soos ek dink is not. Jy weet, ek dink dit is crazy. Maar ek dink dis die ding wat cool is soos dit is in almal se brein. Dis is net dit hang af of jy dit gaan depict, of jy dit actually gaan sit op pen papier of dit net in jou kop gaan bly. En hierdie ouens het nou soos Konrad sê hy het so 70 vol, hulle noem dit 'n drawing book, want hulle sê sketchbook is te los, want dit klink asof van 'n regtig effort in dit en gaan nie, maar soos fair. Dit is 'n daily practice en partykeer vat dit soos dis nie net 'n hobby om een bladsy klaar te maak soos jy wil hê.
En dit word dan nou obviously wanneer jy op hulle level kom, soos Konrad doen nou sculptures en hy is 'n redelike suksesvolle fine artist ook, so hy het hulle altyd doen paintings en stuff ook. En Anton sê of hulle praat in die boek van die feit dat hy was op stadium was hy soos desperate gewees vir geld en mense was bereid om te betaal, so hy het soos bladsye uit sy sketchbooks en joernale net soos uitgeskeer en dit net vir mense gegee, ja. En dan praat hulle juist famously van Robert Crumb, ek weet nie of julle weet wie hy is. Ja, ken nie. So hy het in Amerika het hy Zap Comics begin, wat ook soos 'n very twisted and weird, obviously a inspiration vir wat Bitter Comics doen nou, want Bitter Comics is soos 'n satire van Suid-Afrika en Afrikaans wees en al die current stuff. Ja, of local stuff. Daar was oorspronklik was al baie goed oor soos die colonialism en hoe hy sou commentary op dit gemaak het, Anton, maar dan teken hy dit soos, laat dit lyk soos Tintin karaktertjies. So op die oog af is dit heavy innocent en downplayed, maar die boodskap achter dit gaan oor soos regte real stuff. Ja. Maar die funny ding is toe nou dat op die ou einde het die les toe nou teen hulle, al is hy besig om soos commentary te maak oor wit mense wat gekoloniseer het en veral in Suid-Afrika waar dit dan nog steeds 'n ding is. Hy stem eintlik saam met die lefties, die lefties doen nou gedraai op hom, want dit is nou rassisties om swart mense te teken soos wat dit geteken is in daai tyd deur wat Tintin geteken het. Bla bla bla. Maar die cool ding is om te sien dat hierdie ouens en Robert Crumb wat obviously vir hulle inspirasie was, hy het famously, hy is 'n Amerikaanse cartoonist gewees, maar hy het ook baie sulke, jy weet, want dit is groot vrouens, nie dik nie, net soos 'n vrou wat groot is en hy depict homself as hierdie maargat, fragile oukie wat soos rondry op die vrou se rug met 'n boner, jy weet, en sulke weird stuff. Maar daai ou het toe nou op die ou einde so suksesvol geraak as oor mense sy werk wil collect, dat hy het getrek Frankryk toe, omdat 'n ou vir hom 'n villa gegee het waarin hy tot hierdie dag toe nog bly in ruil vir 10 van sy sketchbooks. En dit het hom seker op die map gesit. Links is Banksy. En daai sketchbooks is nou genoeg werd om 10 villas in Frankryk te kan hê. Sy kan koop en die ou lewe nog. So who knows wat gaan dit wees as hy eendag nie meer lewe nie. Ja nee, dan gaan hy net open word. Ja, dit is die ding van kuns, soos byvoorbeeld as iemand oorlede is, dit ewe skielik multiply dit soos daai waarde van goed. Significantly. Maar was dit nie ook so met Picasso nie, of Rembrandt, of wie, of ander ou wat... is al Rembrandt baie lang terug dood, maar... Maar er was een of ander dude se kunswerk wat nie eintlik waarde gehad het, terwyl hy nog geleef het nie. Van Gogh het nooit, ek dink hy het een painting verkoop in sy hele lewe. Ja. Okay, en granted, hy was net 32 jaar oud gewees, so hy het ook nie moes oud geword nie, maar hy het een painting verkoop. Die enigste rede hoekom ons rarig weet nog van hom en sy werk so populair is omdat sy broer se vrou, nadat hy dood is, want toe sy broer ook al dood. Sy broer is net 'n rukkie nadat hy dood is, sy broer ook dood. Ja, wel, ek dink in daai tyd was jou life expectancy soos 26, ja, generally speaking, maar redelijk laag gewees. Maar toe het sy gegaan en nadat hy dood is, al sy paintings en goed bekend gemaak. Ja. En nou is van daai goed is jy kan nie 'n surprise op dit sit. Ja, dit is invaluable. Ja, maar dis nou ook die ding soos ek praat baie met van my vriende en familie daaroor is soos wat maak vir jou soos hoekom is ek bereid om te betaal vir vir so 'n boek. Want dit gee my insig in die proses van
die aard wat ek en inspiration en dis inspiration. relatable werk. Ek meen jy weet wat gaan daarin om so iets te kan dis baie maak. Ja, die tyd en effort wat dit vat. Dis waar die woorde vir jou inkom. interessant om te sien want in 1992 toe het hierdie twee braas net uit die universiteit uitgekom. Ja. En om te sien hoe hulle werk soos verander en hulle styl evolve het oor die tyd aangegaan het en hoe hulle goed geleer het en verander het en stuff is ook soos moerse interessant. Wat se tipe kuns het julle in julle huise? Wat se het jy se art pieces in jou huis? Ons het actually ons moet hom nog nie opgesit nie, maar ons het by so een van my vrou se tannie, hulle bly in Parys. Nou Parys is ook mos daai really artsy vibe. Nou die mense wat langs hulle gebly het, die vrou se dogter het sulke weird shit geverf. Ek moet eintlik 'n foto kry en vir julle stuur, maar dis ek wil amper sê imagine hierdie half rasta tipe klere, soos dis is al vir die groen, rooi, goed, dan is dit soos 'n leeukop. Maar het net 3 tones se klere in sulke goed. Ja. So het soos hierdie gele en groene en rooi in. So dit is half een ding wat ons nou in ons kantoor wil opsit. Okay. Want ons het nou ons kantoor heeltemal oorgeverf. So groen muur, net 'n bietjie want ek gevoel of ons in 'n asylum bly want dit is soos wit mure. Ja, dis nogal 'n mission as jy by die huis heeltyd werk en jy bly daar. Ja, dis heeltyd ek bly meer in my kantoor as wat ek actually soos in my sitkamer leef. Ek sal verstaan dat jy dan Rastafari en toe neig, want jy moet saam kyk. Maar toe ons nou ons idee vir kinders wat ons wil doen is ons wil al ons pelle kry en dan wil ons soos 'n jy weet net 'n aand hou ons ete of some shit doen en dan elkeen moet hulle eie kunswerk of teken wat hulle depict as op die aand. Op die aand gaan ons hulle canvas gee en hulle gaan dit verf en ons gaan dit in ons kantoor. Amper soos 'n paint and wine tipe ding, maar maar hulle eie styl. Draw en lasagna. Van paint and wine. Ja, exactly so. So dit gaan ons dit klink cool. Ek dink dit is dalk 'n bietjie persoonlik want jy jou pelle is al op muur, hulle gedagtes en dis soos ek het al oor gedink om net soos 'n notaboek te hê vir wanneer mense by my huis kom braai, wat nie baie gebeur nie, soos ons nooi nie baie mense oor nie, maar dan dis amper soos 'n visitors log waar jy vir hulle, ek gee dit vir hulle en sê ek skryf jy kan 'n paragraaf skryf, jy kan 'n sinnetjie skryf, jy kan 'n quote skryf of jy kan 'n prentjie teken. Amper soos daai muur wat ons in die office het waar jy weet waar almal net kan kom en daar skoutjies en skryf teen die muur. Daai ding het ek die eerste keer gesien in New Bethesda. Ek het my maale New Bethesda toe gevat 1 jaar want ek wou my kar op die lang pad vat iewers heen. Dis ek vir hulle, as julle lus vir 'n roadtrip, kom ons gaan in die Karoo en ons ry net sin toe. En daar's net een bar in daai dorp. Is dit die ene naby die KAK? Is dit daai bar? Ek is nie seker nie. Want hulle 1 keer 'n jaar oorverf en verf van 'n plein. Nee. En dan kom met KAK. Nee, dis nie dieselfde. Okay. Ja, dit is Martin Bester se pa besit daai bar. En in daai bar is die hele bar van die vloer tot teen die dak se muur is met koutjies geskryf van visitors gegee. Ja, dit was nogal 'n weird mission. Wie's die vrou wat die eilhuis gedoen het? Mariet ek kan nou nooit haar naam onthou nie. Maar die eilhuis is daar. Is ook so 'n kunstenaar tannie wat sulke beelde gemaak het. Alles is sulke eile en sement en 'n pel van my was daar, is 'n klomp uiltjies wat sy gemaak het, wat buite oral staan. Ja, hordes en sculptures, massive goed. Hy moes so goed. Kleintjies, groot. Dis nie 'n Graafrenet. Dis naby aan Graafrenet. Dis op pad soontoe. Ja, dis daar in die Karoo iewers. Ja, maar dit was so weird mission. Ek en Kobie sit die eendag daar by 'n restaurant, net ek en sy. En hier kom hierdie dude aan. Nee, hy groet ons en praat met ons asof ons van hoërskool af chommies is, nee. Ek sê, "Hier, dude, ek spesiaal some pizza te eet. Okay, great job. Thanks, cheers, bye." Jy weet, ek wil net ek kon net nie so met so 'n random woorde sê, maar anyway, toe die ou weg is, sê Kobie vir my, "Weet jy wie's daai?" Ek sê, "Nee, ek het geen idee wie dit is." Hy sê vir my, "Dis Martin Bester." Ek sê, "Ja, ek cool. Wie die fuck is Martin Bester?" Toe ek nie geweet wie is dit. Ja, hy's op radio. Hy's so lank. Ja, hy's op radio Karana. So toe, jy weet wie's Pedro, die dude wat musiek maak?
By so local dude wat sulke Ja, Pedro Barbosa. Ja. Yes. So Pedro het 'n gig gehad by die bar daai aand en hy en Martin het saam gemission en saam daar aangekom en toe hulle nou daar arrive by Martin se pa se bar. So dit was nou later die aand toe ek nou weet wie hierdie ou is betrokke by Jacaranda. Ek weet nog steeds nie wie hy is nie, maar jy weet het 'n bietjie met hom gechat en Maar hy het maak ons musiek. Ja, hy het ook saam gesing, nou 'n paar songs gesing. Met 'n band ook. Nee, ek weet jy. Maar Al wat ek al van sy musiek gehoor het, mag my soos Eddie Sokkie. Ja, dis 'n tipe goed. Hy het soos een of twee songs, Pedro het een van sy songs gesing en hy bietjie saam gesing aan. En hulle het maar die mense ge-entertain ook. Die hele dorp kom daar na die bar toe. Ja, ons het een fucking bar. Ja, was nogal 'n lekker aand, moet sê. Dis maar sulke local experiences is net. Yes, dit is so memorable. Ek moet sê so en dis nou of een van my vrae is, wat is een van julle most memorable music experience? Want ek voel daar's altyd so groot emotion. Fucking crazy. Yes, exactly. Maar kom ons sê jy moet of top 3 kies. Dit is nog steeds moeilik. Een wat nou vir my top of mind is wat fucking incredible is en wat ek nooit sal vergeet nie is toe ek U2 live gesien het. Ja, ek kan dink. Dit was crazy. Dit was op 'n Sondag gewees by die FNB stadium. En my een vriendin, ons het gedate, maar nie op daai stadium het ons nie gedate. Dit was nadat ons uitmekaar uit is. Sy het gesê sy het 'n spare ticket vir U2 wil ek gaan kyk. En ek ken U2 en ek luister dit goed, maar ek is nie 'n massive fan en ek sê okay, cool, kom ons let's go, jy weet. Dit was die eerste keer dat ek by die FNB stadium ook was. So ek het nie geweet wat om te expect, jy weet, as jy die eerste keer venue eintlik nie. Hier maar die plek, die venue self is impressive as jy hom inloop. Ja, so hy lyk en alles, maar akoestieklie is hy nie die beste nie. Maar die moet ook sê depending on wie jy kyk, as hulle die budget wat hulle ingooi op die sound. Ja, en as dit soos die U2 een het hulle mos die bal ding in die middel gehad, wat soos 'n screen. Dit is juist dit wat vir my so impressive was, want hulle bring hulle eie stage. Saam, is nie soos 'n generic stage en goed nie. Hulle bring met 'n stage en hy vlieg die hele wêreld vol. Dude, daai ding, jy moet daai ding sien, dit is nuts. Die ding lyk amper soos 'n spinnekop. Hy staan, dis 'n 360, die toer ook was 360, U2 360. So die crowd is om die ding. Ja, hy's nie square en hy't so layout nie. Hy's circular. Dit is 'n moeë ding. Hy's huge. Dis 'n baie groot stage. En dan binne in die voete van die ding, soos binne-in is daar soos lifts met ouens wat kameras opry binne in daai voet wat soos op en af gaan binne in daai ding. Sit daar 'n ou met 'n kamera in elkeen van daai goed. En heel bo in het hy soos jy weet mos hierdie old school goed wat jou ouma gehad het waarop jy die warm goed neersit wat soos 'n konsertina is wat soos uittrek. Die skerm aan die bokant is van sulke goed gemaak wat expand terwyl daar visuals op die ding is, maak hy oop. En dan maak hy toe en dan sit nou weer 'n rim soos 'n screen om dit te gee. Die production van daai show was die beste wat ek nog ooit in my lewe gesien het. Ek het al baie live shows gesien van internasionale bands, maar U2 se production was net sif. Was nie reg. Ja, ek het ook want ek het al baie gesien. Soos ek het Motley Crue en Alice Cooper dieselfde aand soos was ek in die UK nie? Ja, in die UK. Ja, gaan kyk. Maar ek kan dink daar is dit ook maar net op 'n ander manier. Ja, en dis is met ek kan onthou met Motley en Alice Cooper en dis ook sy hele show is maar al soos 'n theater production en daar's 'n storie extravagant in die agtergrond terwyl die songs gespeel word. Ja. En dan Motley Crue, die girls het soos metal corsets aangehad en dan grind hulle self soos met grinders en die sparks skiet van hulle af. Ja, dit klink soos Rammstein stuff. Ja, en die Rammstein het ek hier in Suid-Afrika by die Coca-Cola Dome. Ek het hom ook gekyk, maar ek was stikkend. Ja, ek het net so snippets van en ek was nou weer met daai show. Crazy geweest en dan Iron Maiden se show. Ja. Was ook soos want dit is dieselfde ding soos hulle vlieg letterlik hulle eie stage en hulle stage is soos 3 levels. En Bruce Dickinson vlieg die vliegtuig. Ja, hy vlieg verder want hy's 'n Boeing pilot. Is dit
Wie was van Iron Maiden. Ja, is dit hulle wat mos hulle eie Boeing Ja, sy naam is Ed Force One. Want hulle daai demon, ja, sy naam is mos Eddie. So die band se naam is Ed Force One. Ja, en hy is die pilot en hy vlieg om. Ja, hy is die boss pilot. move is dit. Ja, het jy al hulle bier geproe? Ekskuus? Het jy al Iron Maiden se bier geproe? Nee, nog nie. Ja, dit is van die lekkerste bier wat ek in my lewe gedrink het. Jy het op 'n stadium het jy dit gekry hier in Suid-Afrika. Jy kon dit by 'n boershop koop. Iron Maiden. Ek is seker as jy by Makro, bier. want Makro het actually nogal surprising selection van soos Exotic craft booze, en exotic ja. biere en stuff. Yes, en ja, dit is baie lekker bier. En dit is nie net 'n marketing ding nie. Ja, Bruce en- Dickinson het die bier gemaak, ja. En dit is soos die vliegtuig ook is met rede want hulle vat hulle hele stage Correct. production Alles. ding, alles wat Ja, hulle saam. hy het nie seats aan die binnekant nie. Ek het dit Ja, eendag op my 'n dokumentary gesien. Hulle my hy's swaar empty vlieg- binne. My swaar vlieg presies die 747 cargo planes. Ja. En hy het vir my, toe hy dit net begin vlieg het, nou so 'n bietjie meer as 'n jaar terug, toe stuur hy vir my soos foto's waar hy staan aan hy kan die voorkant waar die cockpit is, Ja. kan Oopmaak. oopmaak en die ster. Ja, hulle loud hom van al twee kante En af. haal hom onder. 'n deur oopmaak ook. En dan is daar Ja. omdat daar nie 'n vloerlevel is waar hulle nou soos baggage en goed onder moet sit nie. Ja. Is daai hele spasie Ja, hulle binne kan hom is van net 'n onder loading tot bay, bo essentially. Nice. pak. Ja, en Ja. dis crazy hoe groot want wanneer Ja. wel veral wanneer ek in 'n vliegtuig inklim, voel dit vir my asof jy die hele tyd so, Ja. Ja. jy weet, Ja, alles voel as jy in enigiets klim, voel dit so. op mekaar gedruk is. Ja, maar net omdat ek lank is. Breedte is fyn. Jy weet, ek voel nooit so Ja. behalwe as ons so fucking dik ou langs my sit op die vliegtuig, dan voel ek. Ja, imagine as die So kamera bietjie. bietjie daai kant toe was, het dit gelyk het soos twee ouens wat hier so wat hier so sit. Een van die ander shows wat memorable vir my is, was definitief Linkin Park ook. Ek's heavy dankbaar dat ek hulle Ek live is kon So sien. hard sê dat ek nie Ja. in Linkin Park Yes, dude. Ek het hulle Ek was live- flou nou by, ja. Ek het hulle Was baie live goed. gesien toe ek in Engeland was. Die een jaar toe ek Download Festival toe gegaan het, toe het hulle opgetree. Maar by Ja. daai einste Download Festival het ek System of a Down, Linkin Park, Metallica vir dit was die eerste keer wat ek Metallica gesien het. Ja. En toe was Lars nog, hy het 'n maagvirus of iets gehad. O, toe Joey Jordison het vir hulle Joey gespeel. Jordison, Ja. Die drummer van Slayer, hulle het soos uitgeruil terwyl die set aangaan. O, okay, so dat Speel gerouwdheid. die een ou paar songs, dan kom die volgende drummer van een van die ander bands wat opgetree het en Nice. speel 'n paar songs. Ja, ek dink Joey Jordison het actually saam met hulle getoer vir 'n rukkie of 'n paar shows gedoen of iets. Ja, ek dink Maar dit daar was een of ander daar in issue die met UK of ja, want Lars was- siek. Dis Ja. mos Slipknot se drummer. ja, hy was, hy's dood. Hy's O, dood. Ja, hy lewe nie meer nie, maar ja, maar Slipknot het na hom met hulle 'n ander drummer gehad. Ja, hulle het Jay Weinstein, maar hy is toe nou ook intussen gefire. Ja. Of replace of ek weet nie. Het jy al gesien hoeveel members is in Slipknot? Dis nogal 'n Hulle is huge band. 13, dink ek. Ja, nee, dat hulle is, is de 9, so 9. 9. Ja. Maar ek Maar daar's drie percussionists. Ja, wat net op dromme speel. Ja, en ons dan het sal daai hy nare soos wat die drum slaan. Ja. wat altyd Sid was wat soos die sampling en stuff doen. Mm. En dan sal daar obviously Mick en Jim wat die gitaar speel en dan dit was altyd Paul wat bass gespeel het en hy's ook oorlede so nou het hulle 'n ander bassist. Maar Slipknot die hele Slipknot as geheel het mos nou vir 'n paar biljoen verkoop aan een of ander. Rarig. Ja. Want hulle dit was mos hulle goal was om dit soos half die brand so te maak dat hy altyd kan aangaan. Ja. Dit was ook die half die doel van die maskers. Dat Gaan moeilik wees om Corey Ja. Taylor te Ja, vervang nee, as dit gaan- Roadless. Dis waar. dit ek voel jou vocalist maak jou band. Maar Ja, maar wat is sy ander sy actual Stone Sour. Stone Sour, ja. Ja. Dit was En Jim- die actual band Ja, en Jim Root, die ou wat die een gitarist is in Slipknot is ook saam met hom. in Stone Sour. Stone Sour. Maar dit was hulle actual band en sover ek verstaan was Slipknot net soos 'n side project of 'n hobby ding en te word dit Wel, eventually blown out of Slipknot proportion. het, Jim en ek het nou die dag actually 'n video gekyk oor dit, maar
waar hulle met Jim gepraat het daaroor. En toe sê hy en Corey was saam in hierdie band, want Jim was eers na 'n ander band, maar toe hulle nou saam Stone Sour half van die gang gekry. En toe Slipknot het oorspronklik 'n ander vocalist gehad. En toe Slipknot 'n nuwe vocalist gekort en toe het hulle half Corey gesteel. Want toe is Jim nou, initially was hy baie soos antagonistic en kwaad gewees, want hulle het sy fucking vocalist uit sy band uit. Ja. En hulle was al klaar soos, hulle het 'n record deal al gehad en stuff, so dit was nie dit was 'n groot los, dit was 'n major los. Ja, dit was nie Stone Sour van vandag of die size wat Slipknot is nie, maar dit was nog steeds iets gewees al dat hy hoef nie 'n werk te hê nie, hy is 'n musician full time. En nou eerslik is dit gone. Ja. En toe het Clown van Slipknot of Sean, toe bel hy 'n paar maande later, toe Slipknot hulle eerste record deal gekry en toe is hulle nou in Los Angeles of op pad Los Angeles toe om hierdie eerste album te gaan rekord. Maar hulle besluit te rekord nog 'n gitarist. En hulle kontak hom toe en toe het hy oorspronklik gesê nee. Maar hy het oorspronklik vir Corey ook nee gesê, hy wil nie Stone Sour join nie, want hy het gevoel hy is nie soos, dit is nie heeltemal die tipe, hy was soos 'n metal band gewees. Ja, Stone Sour is 'n bietjie meer rock tipe vibe. Ja, alt rock tipe vibe, en hy is soos, hy weet nie wat ook al, en toe doen hy nou dieselfde toe Sean van Slipknot is half soos die ou wat die besigheid begin het, en hy en Corey, tussen die twee van hulle, maar Sean is maar nog altyd die creative director en die writer, die ou wat die shots call for the most part. En toe bel hy hom, toe sê hy van nee, kom, toe sê hy soos nee, want hy was toe nou nog half pissed off wees van sy vocalist. So wat se memorable music experiences het jy? Ek dink soos, hierdie gaan nou weird wees, nee, maar ek dink musically... I'm counting on it. Lady Gaga? Nee, ek moet sê... Ek sal nie mind om Lady Gaga live te sien, actually, sy is nogal talented. Ek dink die beste live show wat ek al gekyk het, was soos Ed Sheeran en Passenger. So, net musically, die production, soos byvoorbeeld, omdat Ed Sheeran het alles loop. Waar het jy vir Ed Sheeran gesien? By FNB Stadion. Ja, hy was hy die main act? Hy was die main act gewees. Ja, wanneer was dit gewees? Ek het nie so dit was seker soos 5 jaar, 6 jaar terug. 7 jaar terug, maybe. Ek het eers geweet hy was hier. Ja, ek het nie. Ja, dit was 'n massive show nog gewees, ek moet sê. Dit was ja, maar hy het 'n groot following. Hy het 'n groot following daai bro. Kyk, ek was altyd so hoe dit ook was, dit was my pel, hy en sy girl het uitgemaak, toe hy 'n ekstra kaartjie, dis hy soos ja. Ek sien ons om my sussie kom kyk. So ek sê okay, dude, ja. Cool. Jy weet dis 'n international artist, let's give it a go. Dude, en as jy 'n free ticket kry, man, as iemand vir my Ed Sheeran ticket gee, gaan ek dit ook 10 gaan kyk. Ja, ek dink vir my was nogal die ding is international. Ek ken niks van sy musiek nie, maar ek sal nog steeds gaan kyk. Maar wat vir my nogal cool was is ook hoe ek meer van sy musiek actually begin hou het omdat ek hom live gesien het dit maak. Ja, jy weet nou waaroor dit gaan. Exactly. Maar wat vir my so cool was van my production is daai ou het soos 10, 11 akoestiek gitaars en as hy liedjie klaar is, dan pop hulle net in die weer in sy hand. Hy kan jam. 'n gitaartek of 2 wat daar in die nee, verseker hy. En dan hoe hy net loop, ou. Soos hoe hy al sy, ons niks backtrack nie. Hy maak alles self en dit was nog baie van sy ek dink baie van sy musiek is musiek wat loopable is. Ek het nooit soos ek gaan nou my ouderdom weer weg heavy, maar hy soos een van die eerste liedjies van hom wat kan of populêr is, maar ek sak daarmee, soos ek kan nie vir jou Taylor Swift, soos as ek probeer dink aan 'n Taylor Swift song, ek kan nie, want ek luister nie radio nie, al die musiek wat ek luister is die musiek waarna ek wil luister, ek word nie exposed, ek ken niks van haar musiek nie, daai stuff nie, en met Ed Sheeran ook, was soos, ek het die liedjie al 'n paar keer gehoor soos iewers, maar ek kan nie onthou wat die ding se naam nie. Ek weet in die music video, het ek toe later uitgevind, of toe ek het sien, is dit so 'n hot girl wat soos punching bag of 'n ding slaan, dis al wat ek kan onthou daarvan. Ja. En toe ek dit die eerste keer gehoor het, toe het ek gedink dis 'n swart dude.
Ek dink is soos 'n R&B tipe vibe uit Amerika. Wel, want die musiek klink of dit 'n swart dit. Styl was vir my soos daai tipe. En toe jy sien dis 'n ginger, is dit soos ja, toe wat is hierdie ou? Toe sê my Laurentie het eendag toe sê sy vir my, ja, Ed Sheeran het hierdie of wat ook al, Jack weet Ed Sheeran het so baie tattoos, want hy is apparently soos, sonder 'n hemp, hy like, ja, hy is vol. Ja. En toe sê ek soos, wie die fuck is Ed Sheeran? Toe sê sy, ja, hy is al overal liedjie, en ek het geen idee van wie jy praat, en sy wys my hierdie fucking gimmer. Soos, wie is jy? Ek dink hierdie ou bly daar in die Bronx in New York, waar kom hierdie ou vandaan? Ja, hierdie liedjie, en toe sê ek soos, maar wat, ek tog hy is swart. Is hy nie van Amerika af nie? Ja, hy is van Britannia af. What the fuck? What? Ja, dis hy soos Jesus. Was jy al by Op die Koppie gewees? Ek was nog nie by Op die Koppie gewees nie, maar ek was al wel by Lash gewees. Lash? Ja. En Strab, jy was al by Strab, nie? Ek was al by Strab een keer gewees, ja, en ek was by 'n hele paar Op die Koppie. En hoe compare Strab? Want Strab hou hulle by Mozambique mos in Ponta Malangana. Ja, Strab dis, ek meen, ek het dit nooit experience. Ja, niks sal ooit Op die Koppie wees nie, maar ja. Dit is ook 'n cool music festival. Ek het al baie gaan kamp, ons het in die verlede baie saam met my vrou se ma en pa, hulle like om Desember daar na Ponta Malangana toe te gaan, presies waar Strab is. Ja, in daai oord, ja. Ek was ook al daar, ek was al in die oord, ek het al 'n paar keer op vakansie gehad. Ja, dis lekker, want ek en my skoonpa altyd daarvan om te duik, en die mense wat gewoon saam met hulle gaan like om te duik, en soos, die duikklub is net daar, jy kan letterlik in die oggend van jou karavaan afstap na die klub daar. Kry jou klim op die boot. See is dangerous daar. Weer ek weet een keer daar verdrink by die hy maak soos 'n pool. Ja. So waar die branders breek en waar hy terug is daar soos 'n rotsbank wat so in die see ingaan. Ja, hy maak so 'n sekel amper in die see. Ja, en hy poel hard daar en hy's diep ook. Jy kan nie daar staan nie. So ons het daar gesnorkel en goed en eventually het raak op die moeg en haal daai duikbril af. Ek sê vir hier nee met hou hom op want dan kan jy at least met 'n snorkel jy kan lê. Ja. So hy sal jou spoel na die baai se kant toe, weet jy kan nie teen hom swem nie. Ja, hy moet jy net eintlik uitgooi en dan moet jy hom van daar af net 'n spotkrim in te swem. Ja, want soos wat jy's redelik diep in die see in as jy saam met hom sal moet gaan, maar as jy na die kant toe gaan jy in die branders wees daar in die baai en getief dan sal jy weer kan uitkom. Maar dit is baie dit is 'n baie cool plek om vakansie te hou. Amazing. Jy kan letterlik soos daar's op die beach. Duin, daar's ook 'n ryg bome wat jy so onderkamp en dan sal 'n duin wat jy soos oorloop en dan jy op die strand. Ja, jy kamp soos 200 meter van die see af. Die water is soos partykeer is die water dis so warm dat die water is te warm. Ja, dis tropies. Jy kan jy gaan in die see in om af te koel en dan koel jy eintlik eers af nie. Ja. Dis eers wanneer jy soos op 18 meter gaan duik. Dit is okay. Bietjie koeler. Die water is nou so 22, dankie tog. Maar dis wat jy wetsuit net so vat en net water net laat inkom. My skoonpa swem nie eers met 'n wetsuit nie. Hy dra soos 'n rash vest en 'n surfshirt. Ek kan nie. As ek al onderkom met hierdie fucking maag gehad van my, ek begin lewe, dan moet jy sien hoe baie oxygen want want jy lyf gaan in shock en so jy vat die oxygen. Een ding wat ek genoteer het in die tyd wat ons daar is hoeveel R&R jy actually kan drink daar. Ja. Versus dude, ek weet jy, ek was al saam met my bure, was ons op vakansie. Ons drink vandat ons opstaan R&R's tot jy gaan slaap. Ja. Die heeltyd sulke bierbekers vol van die. En dit was so back in the days, soos nou kos dit al meer vir 'n bottel tipe tinte. Maar is ander tipe tinte daai werk nee, maar die crazy ding is ek het van daai goed teruggebring hiernatoe. Ja, ons bring elke jaar terug. Ek kry so fucking hangover van daai goed dat ek by die dood omdraai. As jy dit duur drink.
Maar daar kan ek elke dag Dink jy dis die hele dag. Ja, maar daar sit omdat jy uitsweet nie. niks verantwoordelikheid die volgende dag nie. Jy is chill, al het jy 'n babbel. Dis waar jy net nooit op drink nie. En ek gaan net weer soos, ek voel so terrible dat ek maar aar Dit kan wees. Wat ek ook genoteer het van daai tipe uit 10 versus hierdie wat jy hier koop, is nie dieselfde ding ja. Nee, dit is definitief. Die bottel lyk ook Ja, Nee, en jy wat soek daar ook daai dis nice as jy die glas soos Die regte ding. 751 kan kry, maar wat jy soek is daai plastiek ja. met die rooi propie. Ja, daai litertjies. Maar daai glasbottel nê wat jy daar koop. Hoe jy kan weet jy koop die real McCoy is as jy daai ding oopmaak, jy kan hom nie weer toemaak nie. Die prop is van so low quality. Laat sy thread hy word vasgehou deur daai stukkie ding onder. Hy het nie 'n thread Hy nie. het nie 'n thread nie. Hy is so Typ hom basically Correct. so oor. Hy het net 'n rand En wrap hom. Ja, as jy daai seël, that's it. As jy daai seël gebreek het, jy kan nie daai ding mee toeskryf nie. Was jy ooit by daai Fernando's gewees Ja. wat daar in Ponta de Ora is? Ja. So hierdie bra, hy is nou oorlede. Die Ja, hy laaste is. keer toe ons hom gesien het, het hy vir ons gesê ja, hy het kanker. Maar dis waar jy bierbekers drink. Hy sê vir hom in hy 'n kom by 'n bierbeker. bierbeker. Hele show daarvan. Jy bestel nou en daar's ook soos almal kap hulle ou Kredietkaarte en grafies. Daar's al baie video's oor 'n man stakke soos Ja, hy glas gooi so dit dan net so oor die glas. Dis reg. Ja, Okay, hy maak so 'n ja, hele ja. performance nou van dit. En almal wat so toe gaan loop, heavy gesuip daar uit. Ja. Want hy Ja, ek was self ook al 'n gooi paar keer by. soveel ram in die glas Jy en dan kleer hom net. Hulle kleer hom net met die rooi tee. Ja, so 'n bietjie van die rooi. Maar daai koeldrank ook, dit is nie raspberry, dit is morango. Ja, Dit is 'n ja, strawberry. strawberry Dit is 'n strawberry flavor, ja. Want Kry dit nie hierso nie. Sintetiese strawberry flavor. Ja, maar jy sê raspberry flavor. Yes. Maar jy kry daai goed ook nie in Suid-Afrika ja, nie. want daai kyk, morango my nie. pa werk in Mosambiek. So hy as hy kan, dan bring hy ook vir ons van daai oor. En hulle sê ook dis 'n ander suiker wat hulle gebruik daar. Ja, hy's heavy soet. Hulle het hom ook meer soet maak as Ja. die suiker wat ons om hier kry. Ja, maar die ding is ook, jy weet, hierso by ons het ons massive sugar tax. Ja. Wat ek nie dink in Mosambiek. Vol room. Nee, daar was nie sugar tax on nie. Ja, so dis ek het nou die dag waar ek het iewers 'n Coke gedrink. Nie so Coke Zero nie. En jy kan proe dit het 'n zero taste. Jy kan proe uit daai artificial. Yes. Dis nie meer soos back in the day wat as jy Coke drink dan voel jou tande sommer so stomp nie, weet jy maar daai van daai suiker en goed kan raai jou tande af is vir dieselfde nie. Dit is ook nie meer dieselfde nie. Ja. Dis van dat hulle die suiker Cream soda proef my hare op. Soos ek sukkel om cream soda. Ja, dit was dit soos die groen ambulans gewees as jy Ja, bang nee. was. Vat hom met dit- vodka. die eerste ding wat jy drink, maar Ek moet sê die Ja, naaste ding dis vir my is soos 'n Fanta Orange, maybe. Maar nou Ja. dan drink ek hom uit 'n blikkie uit. Dis hy so soet. En Iron Brew, wanneer laas het julle dit Ja. gevat? dis ek het lanklaas al aanbreek. Ek kap nogals die Stony Self. laaste ruk. Sal ek vir my gereeld nogals 'n Stony. Ja. koop. Dis maar ons iets van daai as jy hom so sluk en hy brand jou keel so. Ja, hy's refreshing. Ja, hy's refreshing. Ek Hy's like gemmerbier heavy baie. By daai 420 waar ons uitgehang het oor Ja. daai eendag. Dis soos 'n genius move van hulle om Stonies daar te verkoop. Dis waar, hè. Ja. Die pairing is soos Ja, asof daai is dit nog gemaak is correct. vir mekaar. Ek voel ek wil Correct. soos jy wil Bong en soos 'n- Stony is dit. Hy werk mooi so. Plaas oopmaak, maar in plaas van dat jy nou soos 'n wyn en fucking Stoetjie gemmer. soos by JC Leroux kan jy mos daai champagne en nougat tasting O, ja, gaan ja, doen. ja. Dit is pairings. Ja, van dit goed. nee, met soos gemmerbier, verskillende gemmerbiere en verskillende boompairing. Of edibles. Ja, maar wat cool is al van daai Jace Leroux, dan kan jy mos sien hoe bottel hulle champagne. Ja. So dan wys jy net al jou stokers hoe jy soos die gemmerbier en shit maak. Ja, en So cool. in plaas van dat jy op 'n stoep sit wil jy uitkyk oor die wynlanderye, sit jy en kyk uit die greenhouses. Is dit sulke tonnels? Is nie actually die plante nie, is die karye. Ja, of maybe is dit een van daai indoor grow operations, so die restaurant is soos binne in die Ja, so glas. en dan sit so glas soos wat hulle UV lights. daar in Stellenbosch is al mos 'n een wynplaas, is so fancy een. Die ou se op die plaas is daar 'n helikopter landing pad soos bo hierdie. Jy loop soos af by die koppie en dan maak jy so half 'n 180 turn, dan gaan jy terug. Dit klink so spier. Ja, ek wil net Ja, dan sê sy nou sy cellar is soos binne in die
koppie in die ingebou. mountain, En die tasting room is ook want hy's naturally cool seker daar, so hy hoef nie te cool so nie. jy sit hierbo op die tweede verdieping en dan sit nou soos 'n goeie 10 meter drop onder toe en dan is dit glas en dan daai is nou soos die cellar, dan sien jy die kaas en die wyn gehou word terwyl jy nou jou wyn tasting doen. Ja, want ons is by so 'n plek wat jy dan loop jy, maar kyk, ons het met die toe ek prim was op universiteit, het ons op skakeltoer gehad. So het al die prims, toe ons Stellenbosch toe. Ja, en toe het ons met 'n bus, so toe stop ons onder, en toe moet ons so grondpaadjies, so al die pad op, maar daai was so, dat jy so op 'n koppie, en dan kan jy afloop, en loop jy so in die wyncellar in, soos of in die ingebouw. Dis dit in dieselfde plek. Ek kan nie onthou wat is sy naam nie, hulle het so, al wat ek kan onthou is, hulle het so geel label wat op die een bottel was, maar ja, ek probeer wegsteer van wyn af soveel as wat ek kan. Jy's op 'n stadium, dan sit ek hier in my man cave op 'n Woensdag aan. Klap ek so met 2 bottels, ja, plug die gitaar in. Sit net in jam en wyn verdriet uit op die gitaar. Yes, soveel kere en dis een ding wat ek ook daar agter gekom het dat ek nie meer drink nie is ek dink dis een van die redes hoekom ek minder musiek maak ook. Want booze en musiek is 'n ding wat jou ambitions bietjie weg. Ja, en jy weet dit dis twee goeters wat vir my mekaar goed complement en twee goeters wat ek altyd saam gepair het of gesien het dat dit so ja, exactly. Ek het so baie bars al gespeel en jy weet wanneer ons in 'n band speel dan goed, dis lekker om 'n paar drinks te drink en dan is jy relaxed terwyl jy jam en goed en nou is dit so is effort. Ek weet ek moet dit nie neglect nie, maar ek net fyn gehad het. Ek dink is ook hoe jy byvoorbeeld ook hoe verlief raak op daai ding, dan kom maar ook daai konnotasie met dit. Exactly. Soos byvoorbeeld musiek waar jy jou konnotasie is jy het al baie gekuier in musiek, soos musiek is lekkerder as jy bietjie gekuier het. Ja. En dan om dit te maak ook, jy verlief geraak op dit terwyl jy ook 'n paar booze. Exactly, jy weet so ek moet nou leer om dit weer te love van vooraf sonder daai ding wat ek sien as 'n negatiewe ding. Ja. Jy weet so daar's nou een gedeelte van daai goed wat weg is. Dit is iets wat ek deel nogal mee. Ek het nog nie eintlik dit uitgefigure lekker. Ek moet sê dis vir my ook soos gaming en smoke. Hey? Sy self 'n notaboek kry. Ja, ek het actually een. Ek moet net iets in hom skryf. Ja, well, I guess dis die ding, soos ek die notaboek het met die actual setting. Ja, ek dink ook vir my wat jy weet net om by te las met my man cave drinking sprees ek het nog nooit baie geniet om alleen musiek te maak nie. Ek like dit om saam met ander mense te jam, maar as ek alleen is en ek het 'n paar drinks gedrink, is dit vir my meer tolerable. Jy weet en op hierdie stadium ja, is so 3 van hulle. So op hierdie stadium, jy weet, ek maak nie musiek saam met ander mense nie. En as ek dit alleen moet doen en ek is sober, is dit soos ek het Dis maar musiek is vir my so strong nie. Soos jy moet dit share. Ek dink alle en dis soos ek het nou ek is fucking weirdo as dit kom by alles notaboeke nou. Ja, maar juist omdat ek so die waarde uit hierdie uit en ek het toe ek moes seker wat my lighties size gewees het. Toe ek aan my pa se garage, hy het soos 'n kas gehad wat vol, hy het sy eie besigheid gehad op stadium wat nou doodgeloop het want hy en die ouers van ontwerp het gedoen en toe op 'n werk saam. Maar al daai tyd was letterheads en stuff was nog soos 'n thing gewees. Al die papiere wat soos hulle raampie met hulle company se naam gehad het en alles was. Maar as dit writing pads gehad ja, met soos besigheidskaartjies en al die goed. Vir een of ander rede het my pa dit alles in soos 'n filing cabinet in sy garage gehou. En dit het nou maar soos 'n halfie papier geraak wat ek en my broer en my suster opgeteken. Ja, want jy unlimited amount access na dit, Ja, maar wat ook daar binne was soos my pa se notaboeke en werkboeke en goed van toe hy geswat het.
En ek kan onthou het ek altyd soos deur dit geblaai en sit soos En sy notas gelees en 'n goed. algebra boek gewees, so ek het fokol verstaan van wat daar aangaan. Maar dit lyk impressive. Dit het my altyd so cool gelyk met al hierdie simbooltjies en Ja. soos in die Math lyk even nou nog vir my impressive, maar ek weet nog steeds nie wat dit onder Hy aan het gaan. soos ingenieurswese geswat, so dan sal nou soos drawings en stuff okay. ook in gewees. Ja, is En pretty dit cool. was my, ek kan onthou dat dit vir my soos 'n cool artefact was, nie omdat ek enigstens verstaan het wat daarin was nie, maar net omdat dit soos ek kon sien my pa was soos hy het effort in dit. En hy het gedink, dis sy Ja. gedagtes en alles wat hy daar Wat uitgewerk daarin het. is, en toe dink ek myself, pretty soos, cool. dis deel van die rede hoekom ek moet aanhou om notaboeke en goed te hou, nie omdat ek alles wat daarin gaan altyd wil hê iemand anders wil dit sien nie, maar eendag wanneer ek Maar nie iemand- daar is Iemand nie, gaan na dit kyk en gaan dink na Rogan dit is miskien cool. daarna kyk of Laurentie Ja. en soos Kurt Cobain skryf het voor in syne het hy geskryf I'm leaving now, don't read my journal en so 'n lyntjie onder dit, okay I'm gone, please go through my stuff and try and figure me out. That's pretty cool. So dis Dis altyd daai Ja. soos back and forth oor soos wat ek wil hê mense moet sien en goed wat jy nie dink vir enigiemand iets gaan beteken nie. Exactly. Soos ek is seker my pa het nooit geimagine dat sy notaboeke en goed van toe hy geswat het. Ja, dit is so Eendag 'n impak sal hê op jou impak nie. op my gaan Exactly. hê. So dit Ja, is dis cool nogal pretty om cool, al man. daai tipe artefacts en ek meen soos dat jy het 'n paar songs op YouTube en stuff. Ja. Wil jou kids eendag so Cringeworthy shit, maar ek het besluit ek gaan daai goed net daar los. Ja. Ek gaan dit daar los, jy Ja. weet ja, maar dit is nie noodwendig iets wat ek wil mention of ooit weer gaan luister of wat ek al nie, Ja. maar dit is daar en ja, maar dit is presies dieselfde. En soos hierdie ding as ons dit eventually op YouTube sit, dit wat ons nou rekord. Ons moet dit weer dieselfde ding hê. Dit is wat Willem Welsyn se idee met sy podcast was ook, want hy praat nou met baie soos SA musos en creative mense en goed. Ja. En hy het gesê hy dink net dis belangrik dat daar soos 'n kataloog is van al hierdie gesprekke, jy weet. Ja, want Ander mense daarna gaan kan korrek. luister. Soos wat jy nou gesê het, jy weet nooit wie kry een of ander heavy valuable message of nugget of something uit dit wat hulle sien of hoor of wat jy gesê het of wat jy nagelaat het of wat dit Ja, ook al is. Weet ek vat soos daar's altyd dit kan 'n sin vat om jou hele persepsie te verander oor iets. Een sin wat jy Correct. of lees of ek vat soos my hele persepsie van musiek toe ek SER gedoen het vir die eerste keer op universiteit. Toe saw 'n girl en dit stiep nog altyd by my. Soos ek het altyd hoendervleis as ek net daaraan dink. Toe sê sy musiek is die naaste wat ons kom aan magic. Dit is volgens haar. Ja. Ja, ek Dit is dink- nogal pretty cool, ek- man. Ja. So die wat is sy naam nou? Alan Moore. Hy is die comic book artist, skrywer ou wat Watchmen gemaak het. Okay. Maar hy het As The Watchmen kom dit oorspronklik van 'n comic af. ja, dit was Ah. wel nie 'n comic nie, 'n graphic novel technically speaking. Want dit was soos die hele storie was 'n een boek gewees. Okay. En 'n comic kom gewoonlik in 'n series van soos episodes uit. Ja, ja. En dan word dit op die einde een ding, maar Watchmen het oorspronklik net uitgekom as die boek. Maar hy het saam met 'n ander Moor dude het hulle hierdie boek gehad oor, kan ek nie ding se naam onthou nie, maar dit gaan oor hoe kuns en teken en alles is eintlik rituals of magic, want jy maak iets uit Niks. niks uit nie. En dan het hulle nou soos in hierdie boek breek hulle soos al die verskillende occult tipe magic goed wat ons al van gelees en gehoor het, Ja. word gefeature in die boek, maar hulle maak dit basically dat alles taai net terug na, dis net mense wat creative is en probeer om Pretty cool. iets te express of te maak of wat ook al. Ja. So dit was nogal hy is 'n cool dude en ek stem saam. Ek dink soos kuns is vir mense die naaste ding aan wat soos actual magic Ja. is want jy maak letterlik net Ja, hy iets is uit niks. niks. En partykeer is die kleinste soos ek wou nou juist toe jy gesê het is sin. Ek het nou die dag Wat so impakvol is. ja, sin wat iets kan beteken
ek like om soos quotes neer te skryf. Ja. En dan wat ek deesdae ook doen is soos ek sal 'n quote hoor van Alan Watts of wie ook al en dan in Engels obviously, maar dan gaan vertaal ek hom na Afrikaans. Klaar vir my dit is lectures te luister. Ja, Luister dit in die oggend op pad werk. Die ding van soos wanneer 'n ding vertaal word, verander dit ook so half bietjie of jy kan die gevoel van dit word anders. Soos Afrikaans as 'n taal is net vir my soos baie meer poëtiek. Ek voel ons baie meer diepte toe. Expressive. Korrek. Jy kan jouself mooi express in Afrikaans. So toe ek het 'n ding gekyk oor van Seth Rogen. Jy weet die soos 'n dokumentary oor hom. En toe sê hy aan die einde van die dokumentary en dit was nou in Engels geweest, maar toe het ek dit vertaal in Afrikaans, maar dit was net dit het vir my net daai ding net gestiek. Ja. En toe besluit ek ek gaan dit neerskryf en toe vertaal ek dit nou. Dit sê die enigste manier om die onvermoë om suksesvol te wees te verminder is om nie op te gee nie. Dit is dit. As jy nie ophou nie, kan jy dit dalk maak. En as jy ophou, sal jy dit beslis nie maak nie. Ja. Weet, If you aim at nothing, you're gonna hit it every time. Ja, en toe bo op die quote het ek net soos langs dit 'n portret gaan teken van Shit, hom. dude. Dis baie cool. Met wat het jy dit geteken? Met Cokie? Dit is met 'n swart fountain pen en dan 'n kwas met ink om die agtergrond in te soos vul, die groter swart dele in te vul, ja. Yes, dis impressive. Jou art is rarig goed. En ek gel. Dis hoekom al van jou art pieces hier so in by Bandcave is. Ek doen soos 'n gel. Ek doen soos 'n gel print om die texture te gee ook. Laat dit nie net 'n wit en swart ding is nie. Ja, ek verstaan. Vir grys. So ek sal ek teken die image digitally eers op my tablet. Ja. Dan print ek dit uit op 'n A4 papier. Dan doen ek 'n gel plate. Was soos 'n stencil tipe vibe. Ja, so 'n gel plate is basically 'n stuk gelatine. Dis die goed. Wat jy ink opsit en dan rol jy dit nou laat dit 'n gelyke laagie ink is. En dan as ek dit nou met my laserprinter geprint het en ek gaan sit daai image op daai ink neer. Die dele waar daar nie gelaserprint is nie, tel meer ink op as die dele waar dit gee om die texture laserprint is. Ja. So as ek dan daai papier neersit en ek vryf hom en ek trek hom af, dan bly daar van die ink nog oor op die plate, maar dit is soos 'n baie ligte weergawe van die image wat ek geprint het. So dis die multiple tones. Ja, en dan vat ek my notaboek en ek druk dit bo op daai plate, haal dit af en dan sit daai grys daar en dan vat ek die pen en begin soos die actual image te teken. Jeez. Dis wat 'n proses. Ja, wat 'n proses. Ja, maar dis die ding wat dit so cool maak is soos almal se en dis die ding wat die notaboek so cool maak is partykeer vat ek daai papier wat ek afgetrek het en ek sit hom net agter in daai notaboek soos in die pocket want dit is deel van dis die raw version van die van die production van die ding om van die hele art pieces soos dit maak 'n deel uit van dit. En daai het alles gekom net van omdat ek daai quote gehoor het en hom neergeskryf het. Ja. En dis magic. Ja, dis 100% so iets kan kom definitief van net 'n quote hoor. Ja, en dit is en die ding is daai quote kom ook uit 'n ou wat probably 'n nota gemaak het in sy dagboek. Ja, en hy het dit iewers in 'n episode genoem en sien hoe vloei hy net weer. Dis die cave paintings from notebook to notebook. Die eerste ouens wat hulle hande so neergesit het en grond gegooi het om dit 40,000 jaar terug teen 'n muur vassit in 'n grot iewers sodat as daar ander dudes daar aankom dat hulle kan gaan soos cool. Iemand was anders ook al gewees. Ja, en gekyk het. Ja, en dan het dit soos verder en hoe gaan ons van daar tot by AI generated images? Soos wat moet alles gebeur tussenin? Ek vat AI generated music nou. Ek vat het julle al daai song gehoor? Nee, ek het al die original song gehoor. Nee, ek ken nie. Julle self en luister die AI dis die AI song. Nee. Dude,
So dis eintlik dis crazy dat so basies wat hulle gedoen het, hulle wat hierdie weird R&B is mos soos 'n R&B song, Ja. nee, wat hulle toe church choir gemaak het. Okay. Maar julle, dit is ek kan nie Is ek mal ou. Soos ek Daai so voel veel die jare blasphemous hulle kon dat speel. 'n koor gaan sing oor ek imagine soos hierdie swart kerk koor. Bro, Ja, ek gaan nie Wel, soos in die kerke het hulle mos hierdie In soos Amerika, ja. die swart kerk het ons in daai hierdie crazy runs. Een ding, een goeie ding wat ek een positiewe ding wat ek kan sê oor AI musiek spesifiek is die impak daarvan gaan maak dat live musiek gaan baie meer valuable word. Ja. Artists hulle gaan begin of meer geld maak deur live performance want AI kan nie dit doen nie. As 'n ou daar sit met 'n gitaar en dit is dit ek dink raak valuable. oor die algemeen gaan daar mense gaan meer waarde begin heg aan goed wat 'n mens gemaak het. 100%. Veral wanneer hulle ook soos Waar jy kan die sien, proses kan sien. korrek, ek kan sien terwyl die human dit maak. Ja. Dit gaan en ek meen dit gaan baie meer impakvol Dit is al raak. klaar, as jy kyk soos op Instagram na aardvideo's en goed, of na my Instagram feed at least, dis almal wat soos reels maak van hoe hulle 'n ding teken met Korrek, dit Ja, wys die ja, proses. Ja, sodat en mense vir kan my sien is dis dit soos- actual human wat daai ding maak. Ja, dan kry jy soos daai sal baie ek dink Ja. altyd net want daar's iets van 'n mens in daai shit waar soos 100%. art maak nie of AI generated wat ook al soos ja dit kan heavy cool en impressive Ja, dit is en alles dis wees. impressive maar Dit gaan maar dit saturate. het nie daai selfe gevoel nie. Correct. Soos, Ja. jy kan met AI kan jy 'n Jimi Hendrix-esque song maak, maar dit gaan nooit Jimi Hendrix wees wat Voodoo totdat jy Child sien hoe speel. staan daar 'n ou met 'n straat wat verkeerd Ja, om is en hy jam Want hy ek shit vat- in. As 'n mens daaraan dink in die vergelyking, dis soos byvoorbeeld enige iets anders wat mass-produced is in China teenoor iets wat handgemaak is uit Switserland. Dit gaan meer wees vir die Switserse ding wat handgemaak is, want een dit word nie geskuil nie, daar's ekspertise wat daar ingesit word. Maar musiek gaan net ook selfe meer net skuil op Exactly. live events. Dis meaningful om te sien, jy weet, hoe iemand mooi of quality of goeie art produce, want jy kan relate aan hoe lank het dit daai ou gevat. Exactly. Jy weet, soos daai drawing wat jy nou gewys het van Seth Rogen wat jy gemaak het. Iemand wat nie al duisende ure in dit ingesit het, die kan nie so 'n ding produce nie. Een ou kan dit doen deur 'n fucking AI prompt te skryf, ja. Maar ek Maar dink nie ek het al duisende ure in tekening gesit. maar waar's die waarde, jy weet, as jy die waarde comparison doen met daai twee goed. Jy weet, ek gaan nie na dit kyk en dink, ja, wow, hy Seth Rogen ding wat AI gemaak het, is pretty cool nie. Maar as Rowan vir my wys dat hy daai ding geteken, gaan ek dink, holy shit, dude, wow, check hier. Dan beteken dit actually vir jou Ja, iets, maar dit is ook exactly, soos maak het omdat meaningful. Jy het bietjie meer konteks om die ding, soos jy Ja. ken my, jy het die quote gesien, Ja. daar's soos iets aan die gang daar wat anders Ja. as net die prentjie is. Ja, jy en weet. ek Exactly. dink die ding is ons weet soos ek kan nie teken. En vir my om as ek kon teken, hoe lank en effort sou dit vat? Jy moet sit. Ek dink dis En jy moet dit oefen, deel jy moet dit van- oefen. Dis deel van die ding is soos jy sê jy kan nie teken nie, maar jy weet eintlik kan jy teken. Dis Maar dis net die effort om wat die dit aangaan. effort in te sit om Correct. tot op die punt te kom waar Om te jy kan voel jy kan actually Ja, dis teken. dit. Ja, enige ou kan gitaar speel werk. Ja, Maar jy- Enigiemand kan eintlik enigiets jy moet doen, net dis sit en presies dit Want doen. Al Ja. wat teken eintlik is, if you break it down to its source, is net jy wat merke maak op 'n papier structured en Ja. vorms. In die En dit regte is presies volgorde, wat ja. dit is om te skryf. Ja, exactly. Soos, ja, daar's 'n rede hoekom jy 'n S kan maak. Want kyk hoe maak Zoe of Rogan 'n S versus hoe maak ek of jy 'n S. Ja, want ons het hom Want al baie hulle- gemaak. Ons het hom al fucking hoeveel duisende kere oorgemaak, Exactly. honderde duisende Hulle- maybe, en hulle het nou eers begin. So hulle sin is nog baie weird En almal want hulle like moet anders. nog hy en dit En is verkeerd precies- om. Ja. Hy sê in reverse. Hy sê sy is 9. Ja, en jy moet net dit is letterlik soos jy moet net sit en begin om daai merke te maak Ja. en jy kan teken, dis net soos ek kan nie teken soos wat Kim Jong-G teken nie. Ek kan Ja. nie net uit my kop uit Calligraphy nie. 'n Ja. massive ding op 'n muur teken met Ja. 'n
10 inkpens en ek sit daar vir 6 ure aan mekaar en dan maak ek net hierdie massive amazing ding. Maar jy kan as jy bereid is om deur die effort te gaan om duisende ure in dit in te sit. Maar is ook soos die rede hoekom dit amazing is dat hy dit kan doen is nie omdat ek dit nie kan doen nie. Dis omdat ek verstaan die hoeveelheid tyd en effort wat want dis wat hy gekies het. Hy kon nie altyd so teken nie. Toe hy begin teken het, het definitief nie so gelyk nie. En ek weet jy daai ou sketchbooks vol goed gehad wat hy sal sê is utter shit. En dan jy soos holy shit. Maar dit was van perspective en soos wat is die koste om jy weet wat is jy bereid om in te sit? Dis korrek, is jy bereid om deur die tyd en effort te gaan om ook 'n expert te word in daai spesifieke vorm van expression. Want jy kan nie enige een van daai goed doen sonder om deur daai pyn en deur daai tyd te gaan nie. Dit is nie moontlik nie. 'n ander vraag en ek het hierdie week daaroor gedink. Want obviously soos Rogan word nou geïnfluenced deur my ook tot 'n mate want ek expose hom aan sekere goed en gee vir hom 'n notaboek en 'n fountain pen vir sy verjaarsdag en hy skryf ook nou goedjies neer en wat ook al. Toe dink ek myself maar soos wat gaan en op die stadium is daar onmoontlik om te imagine wat gaan die job market weet hoe gaan die 'n lewe maak wanneer hy my ouderdom is maar toe dink ek myself soos wat gaan ek doen as hy na my toe kom en hy sê vir my hoor ek wil 'n stand-up comedian wees of een van daai career paths 'n creative wat jy nou nie heeltemal vir hom imagine het nie. Nee, maar wat jy ook soos weet daar is geen soos as jy gaan swat om 'n prokureur te word, daar's 'n pretty clear pathway tot by 'n salaris, right? Maar as jy stand-up comedy byvoorbeeld gaan dit oor wie jy ken nou of jy wil gitaar speel en musiek maak is goed. Soos dis cool, maar hoe gaan jy 'n lewe maak daarvan? Nou dink ek myself soos aan die een kant is my hele objective as 'n ouer is om hom te kry om uit te figure wat is dit wat hy wil doen. En sou gedoen het, regardless of hy gaan geld maak of nie, dis net wat hom happy maak en dan uitfigure hoe maak jy 'n lewe daai. Maar daar's twee goed wat ek julle nou wil vra op hierdie is soos ek het vir Eddie Murphy onlangs hoor sê dat soos sy advies aan jong stand-up comedians is soos daar is nie 'n backup plan nie. As jy hierdie wil doen, moet jy 100% dedicated wees daaraan, anders gaan jy dit nie maak nie. Dieselfde as jy 'n UFC fighter wil wees. As jy net een voet in die deur is, daai ou teen wie jy in die ring klim, hy's 100% in dit en hy's bereid om dood te gaan oor. So wie gaan wen? So die ou wat alles in dit insit, gaan wen. Ek fucking daar natuurlike talent en stuff is ook 'n kwessie, maar as jy 100% in dit is, dan kan jy nie 'n backup plan hê nie. Maar as 'n ouer is dit soos wat is jou backup? Wil jy nie net ten minste 'n graad gaan kry voor laat jy net iets anders het, En toe hoor ek 'n ander comedian wat gesê het soos jy kan nie as jy besluit dit is wat jy wil doen, jy kan nie 'n kind hê wanneer jy 25 is en jy probeer om dit te maak as 'n stand-up comedian nie, want jy's nooit by die huis nie, jy's heeltyd in clubs en wat ook al, so dit is nie 'n conductive om 'n family te hê. Ja, jy weet ook jy het jy 'n reliable salary om na jou daai source of income so waar trek jy die lyn tussen die encouragement en hits hulle aan om daai passion te volg en waar gaan jy soos maar daar's 'n syfer route I guess is dit die ding is soos do you risk it for the biscuit en maybe gaan jy nie miljoene maak nie waar as jy 'n prokureur word is die path tot by miljoene is baie meer clearly uitgewerk. Maar miskien is jy 35 en 'n heavy suksesvolle prokureur wat Porsche ry maar jy fucking haat jou lewe want dis wat jy eintlik wil doen. Jy wil eintlik musiek maak of jy wil prentjies teken. Ek dink jy het dit actually self geantwoord ek. Jy weet deur te sê waar jy passionate is. Ek dink dit is vir my ultimately die belangrikste ding as dit kom by my kinders. Is om daai ding te kry waaroor jy passionate is. Want
veral met my en met my karier en veral met my programming gedeelte van my werk is, ek het nie programming gaan swat nie, nooit nie. Ja. Ek kon nie rekenaarwetenskap op skool vat nie, want my wiskundepunte was te kaak. Jy weet, en vandag is ek 'n programmer, jy weet, maar net omdat ek dit so graag wou gehad het, laat ek het vir nagte omgesit, en getinker met shit, totdat ek het kon uitfigure, want ek was passionate genoeg daaroor. Jy weet, so, ek dink dit is een van die belangrikste goed vir my as dit kom by my kind. Maar is daai wat jy wou, is dit jou eerste keuse? Sou jy eerder net musiek gemaak het? Wel, toe ek jonger was, wou ek graag 'n rockstar gewees het. Maar maar jy weet, en toe ek eventually op 'n punt kom waar ek begin musiek maak het en actually geld gekry het daarvoor om gigs te speel, het ek baie vinnig agtergekom, maar ek sal dit nie like as 'n job nie. Dit sal nie vir my lekker wees. Dit vat half iets weg daarvan. Korrek, nou moet ek dit doen, dit is, want as, dude, om musiek te maak is fucking harde werk, laat ek jy dit vertel. Ja, exactly. Hy sê, al hierdie equipment moet in die kar laai, en dan moet jy gaan jam, en dan 2 die oggend met dronk mense deel, dan moet jy gaan goed in die kar laai, môre het jy weer 'n gig, jy weet, op 'n stadium het ons Vrydag, Saterdag en Sondag gespeel, en dan oefen jy 2 keer in die week. En jy moet ook healthy wees, jy moet kyk na jou stem. So harde werk. Jy weet, en daar het ek besef dat ek is passionate oor musiek, maar ek is dankbaar vir die werk wat ek het. Dit was my ander vraag, of my ander wat ek het aan myself ook ingekom, soos, as ek net 'n painting doen, of ek teken net 'n prentjie, en iemand wil dit dan nou by my koop, maar ek het net gedoen omdat dit 'n ding is wat ek wou maak, easy peasy. Daar is 'n maklike transaksie vir my om agter in te klim. Maar was ek iets by jou commission wat jy nog nie gemaak het? Dit is weird, wanneer iemand iets by jou commission, want nou sal jy klik hierdie ander tipe pressure, verwagting, en jy maak iets wat jy nie noodwendig net sou wou gemaak het uit die passie uit nie, jy maak dit omdat jy gaan betaal word om dit te doen, en dit verander dan daai hele dynamic. Jy wil sit daai pressure op, en is nou, ek moet dit doen. Ja. En ek dink ook as dit kom by die miljonair statement, jy weet, dat jy wil 'n Porsche ry en wat ook al. Jy weet, dit sukses. Wel, vir party mense is dit. Maar jy weet, byvoorbeeld in my lewe is dit nie. Ek bly in 'n modest huis en goed, en ek is content met dit. En met die materialistiese wealth, byvoorbeeld wat ek het in die lewe. Dis vir my fyn, hè. Ek wil nie in 'n moerse huis bly, en ek wil nie die goed waaraan jy waarde heg, wat vir jou belangrik is nie noodwendig Porsche. Dis moet nie verkeerd verstaan nie. As iemand vir my 'n Porsche aanbied, hy is vir jou GT3, gaan ek nie sê nie. Dude, ek gaan hom ry. Ek like dit. Dit is 'n cool kar. Dit is ook 'n tipe kuns op sy eie. Maar dit is ook 'n vorm van passion. Jy weet, as dit is wat jou kind wil hê, jy weet, hulle wil 'n prokureur wees, want ek dink die majority van prokureurs wat 'n Porsche ry, is passionate oor om 'n prokureur te wees. Dit is wat hy wil wees. Dis wat hy wou gewees het. En dit is hoekom hy dit is. En ek dink dis project ek my eie situasie, want ek is soos baie keer voel ek is soos ek doen 'n werk wat ek nie, dus ek kan dit doen, en dis dieselfde as jy, dan was ek kon nie gaan swat om dit te doen nie, ek moes dit self uitfigure, en dit was ook maar ure en baie ure. Maar as jy nie passionate was oor dit nie, sou jy dit nie geteken. En ja, ek like heavy baie om soos nommer 1 rankings op Google te kry, is vir my, en as ek nou nog, as ek iets uitfigure op Google, daai sense of achievement, dat jy dit actually reg gekry. Ja, dis cool, maar dit is nog steeds nie soos partykeer voel ek baie soos, hier is nie wat ek eintlik myself op besig hou. Ek dink dit gaan 'n mens net onnodig moeg maak en jou laat worry om te hard te worry oor waar gaan my kinders wees, waar gaan hulle werk of wat ook al. Leer jou kind, dis wat ek doen is live by example. Wys vir jou kind wat is vir jou belangrik. Wees 'n passionate persoon oor enigiets. Wat vir jou passionate is, en laat hulle kan sien, my pa is passionate oor iets. Hy het 'n African man cave vol gitare, hy is passievol daaroor. Nee, dit is die life lesson wat ek dink jy vir jou kinders kan oordra. En dan moet jy laat Gods water oor Gods akker loop nou. Dan moet jy terugstaan en dit allow jou kinders, want onthou
hulle is ook hulle eie human beings, nee, hulle neem ook hulle eie besluite, hulle moet lewe met hulle eie consequences en jy moet nie vicariously jou lewe probeer lewe deur hulle nie. Korrek, of jou eie shortcomings of jou eie insecurities en daai goed probeer om dit nie te project op hulle nie en hulle te allow en laat hulle ook passievol raak oor something en cheerlead en encourage hulle en hoop laat dit eventually iets sal wees wat hulle sal carry vir die res van hulle lewe. Ek dink die moeilike deel kom seker, soos kyk, obviously ek is nou nie 'n pa nie, ek het nie kinders nie, maar seker waar kom die lyn om hulle te guide, soos ja, jy moet guide, maar jy moet nie control nie. Ja, dit is soos dis die ding, dis soos byvoorbeeld nie om te sê net nee, maar om te sê, okay, maar het jy al gedink aan wat die consequences kan wees van hierdie besluit. Exactly. So ek dink daai is seker die moeilikste deel om waar sê ek iets en waar sê ek nie iets. Ja. Ja, en die ding is ook, jy weet, as dit kom by parenthood, almal wing het daar. Ja. Daar is 'n fucking blueprint of vir almal wing het, jy weet, want daar is nie 'n ander way om dit te doen nie. Op 'n eie spesiale manier. Korrek. Ek dink jy doen baie goed reg en jy breek jou kinders op baie ways. Net soos wat my ouers het gedoen het, soos wat ek het doen. Soos wat my kinders het gaan doen. Jy probeer maar net beter doen as wat presies soos wat jou ouers probeer beter doen het as hulle ouers. Exactly. Maar hulle het ook foute gemaak. Kom vat maar konteks uit soos okay, hoe was my lewe as 'n kind en my opvoeding That's en it. wat het ek nie van gehou en wat is my siening vandag? Correct. Hoe sal ek dit wil? Jou eie frame of reference. Ja. En net so gaan jou kinders ook hulle eie frame of reference vorm net soos wat jy ook het. Ja. En jy moet dit maar allow, dis maar the way is. Ja, want vir my is dit altyd soos byvoorbeeld my denke en hoe ek die wêreld kyk is baie anders as my ma se. Ja. Hulle het nie een van hulle twee het gaan swat nie. En toe ek gaan swat het my wêreldbeeld was net soos alles het verander hoe ek ook baie goed gesien het in die wêreld. Ja. En so ek dink ook baie anders. Dit baie 'n ander invloed. Ja, so ek is baie meer of okay met goed as wat hulle nie geswat het nie, maar in Londen was. Dit het my hele wêreldframework. Ja, exactly. Het alweer iets anders gesien, jy weet wat. Ja, en veral want ek was hierdie Afrikaans laat uit Pretoria uit my hele lewe. Dis is die eerste keer wat ek getrek het in my hele lewe. Ek het in die suburbs groot geword in Pretoria. Ja, dis gaan groot of gaan Londen toe. Ja, op die ou en soos op die ouderdom van 19 eweslik as jy in hierdie en ek dink dit is hoekom soos ons nou gepraat het oor die Porsches en stuff. Vir my is dit ek ry dieselfde kar nou al vir 14 jaar. Ja. Want dit is nie vir my belangrik nie. Ja, ek kan tegnies gesproke vir my 'n ander kar koop en so aan, maar ek sal eerder daai geld vat en gaan travel en plekke want experiences is veel belangriker as 'n kar. Dit beteken vir my meer as die kar. Ja, dis fyn. En dis hoekom ek is nou lucky oor die laaste jaar gewees het ek baie die opportunity gehad om ander plekke te gaan sien en ek het actively daai besluit gemaak dat soos ek gaan geld apart hou spesifiek vir dit. Wat vir jou belangrik is, vir die goed wat vir jou belangrik is. Nou ook, dit is unfortunate dat dit 'n ding is wat so baie geld kos, maar die bank het nou gebyt en vir my creative practice voel ek ook die exposure aan ander kulture en ander plekke en hoe dit lyk en werk en presies soos wat Londen my daai eerste keer, toe ek die eerste keer in Camden Town gaan rondloop en ons is 'n ou wat 'n fucking mohawk het wat lyk as 'n tonal reg opgehou word. Dis die enigste manier hoe dit kan wees. Daai impak wat dit op my gehad het, jy kry dit ook net soos weet toe ek in Japan was met Tokyo. Ja, dis net die hoeveelheid mense was vir my so unbelievable gewees dat jy kan nie geld word of ek kan nie geld word op dit plaas. Ja, exactly. Ons iets on so experience. Ons was Thailand toe gewees. Ek het net 'n rukkie by Staalbraad gewerk. Toe dis voordat ek by Staalbraad begin het. Toe ons Thailand toe. En boys, ek was fucked met daai vlieg. Ek kon nie slaap nie. Ek is soos lank is 11 ure. 4 uur die oggend op, vlieg Qatar toe, 20 minutes geslaap, vlieg vanaf 6 ure Thailand toe. Ek was fucked, nee. En ons kom 9 uur die oggend daar, ons kan 2 uur incheck. Stamp maar jy weet die booze tot soos 2 uur toe. 6 uur, 7 uur, sê ek vir ek kan nie meer nie. Ek raak aan die slaap, word 11 uur toe wakker. En almal slaap, nou sê ek soos okay.
wat doen ek? Ja. Ek besluit toe wel, ek gaan maar gaan Explore, in die straat stap en ek is nou hier so. gaan koop hier om die hoek en ek loop en ek rook hierdie joint hier in Thailand alleen vir die aand en dit was vir my soos net so 'n cultural experience om Jy gaan dit carry vir die res van jou lewe gaan jy dit onthou. Net ek wat daar alleen loop en al hierdie bright lights en hierdie met al die russe wat getattoo is om my. En dit was net 'n so memorable moment. Baie cool. Die culture te experience. Ja, dit is om jouself net uit jou natuurlike environment uit te haal. Ja. Het dat plaas is Ja. veral vir ons wat nou soos jy darm 'n kantoor wat jy nog toe nog gaan, Ja. maar dis ook nog steeds net jou wêreld daai. Ja. Jy beweeg tussen jou huis en dit. Yes. Maar dan gaan jy na die Kalahari toe en daar's 'n klein bar daar, soos dit verryk jou Correct. experience, want dis net iets wat jy nie elke dag normaalweg sien nie. Jy kom baie vinnig in daai routine half. En as ek terugkyk na dit, jy weet, dit het my geld gekos om dit te gaan experience, maar ek dink nie aan daai geld nie. Ek onthou die experience. Ja, jy onthou die Ja, experience. jy dink So so nie as dit worth it is, dink jy nooit aan die value van of die Correct. waarde wat dit jou gekos het. Nooit in arrears nie, Nee. altyd voor die tyd. Dis Ja. is eers ek wil dat een van die goed wat ek en Kobie wil doen is hulle die Tankwa Camino hike. Ek weet nie of julle weet wat dit is nie. Yes. Dis 'n redelike ver hike, is 260 km wat jy stap oor 10 dae in die Karoo. So 25 kilos of so per dag en jy loop op grondpaaie en staf. So ons wil daai mission pool, maar dit gaan ons omtrent R25 kos daar rond per persoon. Roughly, jy weet as jy nou nie wil te veel skimp nie. Ja, nou dink ek jy altyd, jy weet, dis okay, kos voorstel kos ons R50,000. Ons moet Kaap toe vlieg, jy moet Ceres toe ry, jy moet in 'n guesthouse slaap, en dan doen jy jou hike, jy kort equipment en goed, dan bring hulle jou terug, dan slaap jy weer een toe, dan vlieg jy weer terug Pretoria toe. En goed, jy weet, dit is 'n wesenlike expense. En jy weet, so ek dink heeltyd aan daai expense, maar ek moet myself kry om te dink, daai memories van dit sal ek vir die res van my lewe carry. Ek sal nooit die experience wat ek daar gaan hê, gaan ek ooit vergeet. Ek gaan nooit terugdink en dink, ja, daai R50,000, oh my god, Jy sien van jou en Kobie wat loop op die hike, wat jy hier in jou huis opsit, as jy nou teruggekom het. Want jy kyk vir daai foto, gaan nie dink aan soos, yes, dit het my heavy baie geld gekos vir daai foto. Plaas het ek eerder daai geld in die bank gehou. Ja, jy gaan dink aan die experience. En dis soos ons het in Japan het ons so print koop van wat een van hulle soos classic woodblock prints, 'n image wat jy sal herken as ek hom vir jou wys. Ons het so een gekoop en dit opgesit in ons huis. Want dit herinner my aan daai experience. Maar jy dink nooit soos wanneer ek dit sien, dink ek nie aan die geld wat ek spandeer het. Correct. Hoeveel het daai ding my gekos nie? Ja, jy dink aan die actual. Jy sien nie dollar bills daar teen die muur nie. Jy sien die memories. Ek dink dit is nou waar as jy dalk jou kar gaan koop het, soos 'n Porsche gaan koop het, gaan jy kyk, ja, 3.2 mil. Ja, exactly. Ek kon 'n paar winstelle gekoop het. Dit is bietjie meer as 'n hike in die Kalahari. Ja, verseker. Dit is waar ek dink as jy so waarde kan heg in terme van memories, dan moet mense dink aan die geld rondom dit. Soos wat ek toe ek in die UAE was vir 2 maande, soos ek het gaan F1 gaan kyk, al daai goed soos gaan experience en ek het nooit gedink aan ja, okay, dis hoeveel dit my al gekos het om dit te doen dit nie. Ja, jy het al 'n F1 gecheck. Wow. Dis cool. My ouers gevang het om my te laat gaan Londen toe. Want dit was met die guys dat ek gaan vir 2 jaar daar gaan werk en ek gaan geld terugbring Suid-Afrika. Niemand doen nie. Dude, ek het soos R20,000 teruggebring en toe koop ek vir myself 'n fucked up Golfie. Ja, maar jy het Motley Crue gecheck. Maar ek het Nine Inch Nails gaan kyk, ek het Motley Crue gaan kyk. Jy het gelewer daar. Ek het fucking 2 keer Download Festival toe te gaan. Ek het Skotland toe gegaan. Ek is nie eers 'n ou wat groot is op rugby nie, maar ek het gaan kyk hoe die Springbokke teen Wallis speel in die Millennium Stadium. Ja, Wallis. Jy moet seker dit want dit was soos ek was nie 'n F1 fan voordat ek dit gaan kyk. Ja, nou is jy. Nou is ek 'n super groot F1 fan want dit is net dis daai jy moet dit gaan experience beteken. En dis soos met musiek. Ek sal van 'n band nie hou nie. Soos die Ed Sheeran storie. Ja, maar tot ek dit live gesien het en dan want dan kry jy ook daai
die ding van, wow, dis Die hoeveel context, effort op hier ingaan. Ja. Want dis soos, ek het nog Passenger was 'n band. Dus een dude met 'n gitaar. En hy speel net gitaar. Ja. Dis letterlik dit. Nice. En toe het ek ewe skielik sy musiek meer begin luister, net deur om hom live te gaan sien. Ja, ek het al baie soos goed wat ek na luister, omdat ek die eerste keer toe ek dit gehoor het ek soos 'n live performance gesien. Ja, want jy was exposed dan En het. soos Ghost is 'n great voorbeeld. Ek love daai band. Ja. Maar soos as jy net gaan luister na hulle albums, dis cool, Ja. maar wanneer jy daai ouens sien actually Sien, in 'n ja. show, want dis ook soos 'n hele produksie. Yes. As jy hulle actually die show en dan beteken die musiek vir jou soveel meer. Ja. Die album is nie so cool soos wat die live performance is nie, maar Ja. dit laat jou dink aan soos daai ou wat met daai outfit Shred. daai. Ek kan nou weer tipies nie dieselfde ding sê van Morten Bester nie. Ja. As Morten Bester ooit hierdie shit sien, sorry bro. So. Okay, maar ons is nou al 'n rukkie besig, so ek dink Ja, ons kan seker maar ja, vir 'n op, pilot episode. ja, in die begin het ek gedink ja, as ons so 15 minute kan besig wees, sal dit goed wees. Dit is nou al vir 'n uur en 'n half Ja. besig Ja. omtrent ja, so ek. Ja, dit was Well done. ja, dit was great. dankie, hè. Sean, thanks Ek dink julle. dit is Ja. 'n cool topic se kant. Ek sien uit na die volgende ene. Ja. Ja. Once. Okay, bevoel, lekker. Good job, man.